Hallo julle, lekker om weer vandag saam met julle te kan kuier en by mekaar te kan kom. Vandag saam met my is JP. Hallo Impak. Lekker om hier te wees. Ja, wat 'n diens het ons nie Sondag gehad nie. Dit was fun, hè? Ja. Ja. Weet jy, een van die goed wat my nog altyd gepuzzle het en nie gepuzzle het, geïntrigue het, is die hele konsep van worship. En jy het dit vir ons so amazing oopgebreek Sondag. Wat wil jy vir ons vertel vandag? So ek dink toe pastoor Karel my gevra het, eers is die fear of the Lord op my gekom oor hierdie storie. En spesifiek rondom aanbidding. Ek dink aanbidding is word so vinnig nou gesien as net 'n liedjie wat ons sing in die kerk, of dis 'n vinnige liedjie, 'n stadige liedjie. Ja. En ek dink toe ek nou begin die woord oopbreek en dan kom ek agter, dat die Here het soveel meer vir ons te sê oor aanbidding, en dit is so 'n belangrike aspek van jou lewe. En as jy dit mis, dan mis jy hierdie sleutels van transformasie waarmee ons nou besig is. Ek dink, dis vir my so mooi dat ons besig is met hierdie sleutels wat letterlik, as jy hierdie sleutel vat, gaan dit jou lewe verander. Kan ons by 'n plek van transformasie uitkom sonder ordentlike effektiewe aanbidding van God in ons lewens? Nee. Kyk, is baie maklik, daai is 'n maklike vraag, of 'n antwoord om te gee. Want jy sien ons, dis nou ons. Nie ons nie. Is gemaak om te aanbid. En ek het twee spesifieke dele in die woord aangehaal, en die een is uit Isaiah 43 verse 6-7. Hy sê, I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Everyone who I called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So ons was gemaak om God te aanbid vir sy glorie. En dieselfde in hierdie is toevallig nou pastoor Karel se favorite skrif in Revelations 4 verse 11. Hy sê, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor and power, for thou hast created all things, and thy all things include me and you. And for thy pleasure thy art and were created. So ons oorspronklike doel op hierdie aarde was eerstens om hom te verheerlik. Ja. Met hoe ons lyk, met hoe ons optree, met hoe ons praat, met Absoluut. Elke aspek. Want in Genesis 1 kom en hy sê dat ons moet die aarde vul, ons moet die aarde bewerk, we must have dominion over the earth, en ons moet die aarde laat lyk hier soos wat dit lyk daar by hom. En al daai was gewees om hom te verheerlik. Absoluut alles. En ek dink as jy nie aanbidding regtig verstaan hoe God jou gemaak het nie, dan onthou jy's gemaak met daai leemte in jou lewe. Daai gat sy nooit kan vul met enigiets anders nie. Want jy's gemaak vir sy glorie. Jy's gemaak vir sy pleasure. If you don't worship him, you'll start worshiping other things. En ek dink nou aan daai stuk weer in Genesis, want hulle die woord het sê in Genesis 2 dat elke dag het God saam met hulle kom stap. In die tuin, hulle het daai teenwoordigheid van hom gehad, hulle het daai worship gehad, hulle het intimacy gehad. Ja. En die oomblik toe hulle Sondag, toe word hulle verwyder van sy teenwoordigheid. Die woord sê vir ons, die engele is daar geplaas, hulle is uit die tuin uitgeskop, letterlik, weg van sy teenwoordigheid af, en is asof die geesmens wat met God gekonnekteer het, in intimiteit, sê die woord, het dood gegaan. Yes. Hy het dormant gegaan. En absoluut, en even in vandag se lewe, ek dink meer as ooit van tevore, gebruik die duiwel isolation as a killer. Ja. Verstaan jy staan in die kerk, kom ons gebruik net maar die church environment of die kerk environment as 'n platform van aanbidding, which it is. Ja. Maar die oomblik as jy kom, want onthou, aanbidding vloei uit 'n verhouding met God. Want Dawid sê, my siel, jy sal die Here loof. Ek kan my nog self dwing om te loof. Ek kan my nog self dwing om te sê, jy kom oor jouself, bou bruggie en loof die Here. Maar die oomblik as ons kom by aanbidding vloei alleenlik uit 'n verhouding uit met God. Nou wat gebeur as jy in aanbidding kom in 'n setting of wherever jy voel jy wil intiem raak met die Here? Onmiddellik gooi die vyand jou sondes voor jou kop. Ja. Jy is nie waardig nie. En onmiddellik voel jy ge-isolate. Onmiddellik is daai distance daar. En die enigste manier hoe jy dit gaan oorkom is om nader hom te beweeg. Nie om weg te kruip nie,
Maar om te bely en te sê, Here, I've done what I've done. Ek is jammer, want dan dit bring weer daai intimiteit. Jy bring God nader aan jouself, nie soos Adam en Eva wat wegkruip die hele tyd nie. Ek dink dit is nog steeds vandag die taktiek van die vyand. Ja. Want hy weet daar is soveel krag in aanbidding. Ja. Soveel krag, en as hy mense kan kry om nie te aanbid nie, dan vorm dit distance, isolation, en isolation is 'n killer. Ja. Tough, né? Wat sê ons nou oor al die goed? Want mense gaan soek as hulle daai leemte het. Ja. Jy het dit nou gesê, gaan Ja, ek soek hulle vind dit op ja. snaakse plekke. Ja. En hulle kry dit in ander gelowe En in mense, en in idols. mense en hulle kry dit in dwelms, hulle kry dit in vleeslike Hulle plesier. kry dit nie noodwendig nie, hulle soek dit. Hulle soek dit Ja. daar, hulle kry dit Ja. en dan kom hulle agter, hierdie drank het my nie vervul nie, hierdie verhouding het my nie vervul Yes. nie, daai status het my nie vervul nie. En dan gaan soek hulle en hulle gaan soek, but the only thing that can fill this is die teenwoordigheid van die Here uit 'n ware liefdesaspek vir hom. Absolutely. Want onthou die mooiste ding van aanbidding, en ek het dit Sondagoggend gesê as 'n stelling, en ek onthou net, aanbidding is die enigste ding wat ons God kan gee wat hy nie eers vir ons gegee het nie. Jy as mens, die Ja. enigste ding wat sy skepping, sy maaksel kan gee wat hy nog nooit vir jou eers gegee het nie, is ons aanbidding. Ja. His creation. En die ander ding is wat my amazing is, aanbidding verander nie wie God is nie. Nee, want Daar's- hy kan nooit verander en hy is dieselfde. Ek het dit gister gelees. Hy is dieselfde gister, vandag, môre, vir altyd. He's always the same. Ja, of jy hom nou aanbid of jy hom nie aanbid nie, dit maak nie van hom 'n minder God nie. Dit maak nie van hom minder powerful nie. Dit maak nie van hom minder heerser van die heelal nie. Maar wat aanbidding doen is dit verander jou. The moment we move in intimacy with him, we change. Nie hy nie. Ons verander. En ek dink dis daai sleutel wat ons moet besef. Hoe meer ons in sy teenwoordigheid kom, hoe meer ons sy stem hoor, hoe meer ons in daai environment of worship beweeg, hoe meer verander ons. Jy raak so 'n belangrike ding aan op hierdie oomblik. Want jy het nou gesê ons is geskep vir die heerlikheid van God om Ja. hom glorie te bring. Maar kyk hier uit wat jy nou gesê het. Die liefde van God. Yes, ons is gekreë om hom te verheerlik. Sodat hy ons kan bless. Sodat hy ons kan verander. Sodat Dis crazy, né? Kyk. Hoe Ek weet die groot banke is daai werk so. liefde? Hoe groot is daai liefde? Dis amazing. Ek dink aan Bill Johnson van Bethel in Amerika het op 'n tyd die volgende gesê. Want in Openbaring staan daar dat die ouderlinge het voor die koning gekom en hulle het hulle krone voor hom neergegooi. Ja. Nou ons weet dat Jesus daai krone vir hulle gegee het. Yes. So Bill Johnson sê hy het amper hierdie prentjie in sy kop van Jesus sê, "Hierso, well done, good and faithful." En dan vat daai ou sy kroon en sê, "Maar dis alles vir jou." Ja. En dan Jesus is in, Okay, well "Ja, done." great, maar hierso is jou kroon, né? Hierso is hy en dan en is daai wederwysige konstante Ja. aanbidding en waar hy jou eer vir die eer wat jy hom gee. Is dit nie maar die saai maai beginsel all over again nie? Dis net amazing, en ek het so 'n stukkie daarvan is nou is net baie tyd om alles te doen nie, maar ek het dit genoem in die einde van my boodskap waar koning Herodes die 3 wyse manne stuur en sê, hoor, jy gaan kyk julle waar is Jesus, en as jy hom kry, laat weet my dat ek hom ook kan bid. Soveel van ons bly op die troon van ons eie lewe sit, so wat jy nou genoem het van wat hulle krone afhaal en lê voor hom. Hy het nooit op daai punt gekom om sy kroon en sy troon af te gee en Jesus te gaan soek om hom te aanbid nie. Hy het gewag alles moet na hom toe kom. En ek dink as ons op daai punt kom en weet, dit is presies wat aanbidding doen. Ons sê, Here, jy's waardig, ek is nie. Jy's in staat, ek is nie. Jy is all powerful, kragtig en willing and able, ek is nie. En jy klim van die troon van jou eie lewe af. Jy buig voor hom en sê, Here, hier's my lewe, hier's my familie, hier's my besigheid, hier's alles. Jy kan 'n beter job doen as ek. Ja. So ek lê my hele lewe voor jou neer en dis die kern van aanbidding. Is om te sê, Here, ek buig voor jou. En dit is presies wat daai 3 wyse manne gemaak het. Die eerste aksie van aanbidding wat jy gesien het in die Bybel is toe hulle instap en hulle sien Jesus. Die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle buig vir hom. Wow. En hulle gee. Hulle gee hulle skatte, hulle gee hulle die mees kosbaarste ding wat hulle in hulle besitting gehad het, gee hulle. En dit is wat aanbidding doen. It makes you bow and it makes you give. En wat het ons om te gee? Yes. Ons lewens. Ja. Soek sy koninkryk. Ja. Soek sy heerskappy. Yes. En dan skop daai weer in.
Hier is jou reward. Ek sal alles vir jou byvoeg. Absolutely. Alles wat ons nodig het in die woord. Elke belofte wat hy vir ons gee, kom terug na. Is ek bereid om my lewe neer te lê en hom te aanbid, om eerste te staan. Wat my so mooi was, want onthou, die wyse man het nie Jesus geken nie, né? Ja. Hulle het vrek ver gereis om tot hom uit te kom. Ons gaan nie in daai titel ingaan nie, maar hulle kom daar in en hulle gee hulle kosbaarste besittings wat hulle gevat het. En daai aand, toe gee die Here vir hulle iets, 'n plan, 'n weg vorentoe en sê, hoorie, moenie weer teruggaan so wat jy gegaan het nie. Gaan hierdie roete om en moenie teruggaan na koning. En dit is wat aanbidding doen. Want nou Jesus weet presies wat ons lewe aangaan. Sodra ons buig vir hom, ons begin gee van onsself, begin hy planne vir ons gee. Hy begin ons weg vir ons voorberei. Wow. Hy maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Net vir daai rede, Here, ek het gebuig voor jou. And what I have, I give to you. En ek dink dis die mooiste ding wat 'n mens kan leer uit aanbidding uit, as 'n sleutel. Wow. So baie van ons sit dag in en dag uit en wag dat God moet opdaag. En wag dat, maar wanneer gaan God dit vir my doen? Wanneer gaan God, ek sien wat God vir sekere mense doen, maar God, when are you? En is daai nie maar eintlik die sleutel nie. So om te sê, wat gaan jy kom doen? En is nie van doen, sodat jy gered kan word uit jou werk nie, is om jou lewe net voor hom neer te lê en te sê, I worship you. Ja. Nie vir wat jy vir my kan gee nie, want daai gaan outomaties kom, maar vir wie jy is. Ja, want ek sê ook, baie keer probeer ons goed te terughou, want ons dink ons is slimmer of beter, of ons het die vermoë om dit op te los. Ja. En tot op 'n stadium, en God wants your trials, your tribulations, your heart sore, but he also wants your best. Hy wil jou beste ook hê. Ja. En ek het miskien iets gesê wat miskien hard was Sondag, maar sometimes we are quick to give God our trash, but we're very slow to give him our treasure. Jy verstaan? Onthou daai. Daai het my geskit, want weet, ons is so vinnig om na die Here toe te kom en ons sien hom partykeer as 'n bediende en nie as 'n koning nie. Ons sien hom as 'n skoonmaker. Here, kom maak my lewe skoon, maar nie as 'n heerser nie. Ja. En om op 'n punt te kom waar ja, die Here wil jou gesond maak, maar wanneer hy jou gesond gemaak het, then he wants your best. Verstaan jy? En dis daar waar ons partykeer voel, okay, I'm fixed, I can go on with my life. Maar die Here sê, wat jy sê, buig neer, gee jou kroon vir hom, lê jou lewe voor hom neer, because hy's in elk geval baie beter 'n bestuurder van jou lewe as wat jy self is. Want hy ken môre, ek ken nie môre nie. Ek het hoop vir môre, maar hy het kennis van môre. Presies wat met die 3 wyse manne gebeur het. Né? Hulle kom aan na 'n lang reis en hy gee vir hulle hierdie plan en hulle môre word vir hulle uitgelê because they gave. They bowed. Ja, en dis die power van aanbidding. JP, kom ons sluit af met die volgende gedeelte. Ek het vanoggend gelees in Johannes 4, voordat ek nog geweet het ons gaan hierdie podcast doen. En daarso in, ek kan nou nie eens sien wat daai vers is nie, want die lig skyn snaaks. Jy kan jou bril vir my leen. Prys die koning. Dis omtrent tyd. Die mense spot met ons hierso. Vers 23, Johannes 4 sê, daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die hegte aanbidders van die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader verkies dat mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Nou, hoe pas daardie in by alles wat ons hier gesê het? Jy sien, daai skrifgedeelte kom uit 'n baie interessante encounter uit met 'n vrou by 'n put. En sy het vir my die vraag gevra, Here, party mense sê ons moet daar aanbid en ander mense sê ons moet daar aanbid en waar sê u moet ons aanbid? Ek gooi hierdie vraag op hom, verstaan, hierdie religious question. Ja. En hy antwoord daar met hierdie Gees en in waarheid, en die Gees gaan oor, aanbidding gaan nie oor 'n plek nie. Nee? Want God is Gees, God is oral. Hy is nie gebind aan, as jy by die kerk se deure instap, dan is hy hier nie, en as jy uitstap, dan bly hy agter nie. God is Gees. So wat probeer hy vir ons sê daarso? Hy soek mense wat hom in Gees, met ander woorde, oral aanbid. Because he's God, he's with you. Ja. In die kar, hy's daar wanneer dit sleg gaan, hy's daar wanneer dit goed gaan, hy's daar wanneer jy jou hond skop. Hy's oral saam met jou. Maar tog probeer ons
aanbidding sort of in 'n boksie sit en ons sit as ek Sondagoggend kerk toe kom of by Power Hour en ek stap hier in en die band begin speel en dan is dit my tyd om te aanbid. Maar God soek mense wat hom aanbid in gees, met ander woorde everywhere you go. Binne in checkers. Binne in jou kar met die As die taksies. die taxi, wit taxi. Met Eskom wat die krag en die munisipaliteit. Maak nie saak. Here is goed. Maar ja, oral waar jy gaan in spirit en dan die waarheid gaan oor 'n hartsaak. Verstaan jy? Want jy dien God nie met jou lippe nie. Jy dien God nie met jy kan hom ook dien obviously as jy sing, maar dis nie wat tel nie. En daar het koning Herodes gesê, "Bring maar dat ek hom bid." Sy intensie was nooit om Jesus te aanbid nie. Ja. Sy intensie was om hom uit te haal. So baie mense aanbid God met hulle lippe. Hulle sê ek wil hom aanbid, maar hulle harte is ver van God af. Wow. So as jy God met jou hart aanbid, dan dis die diepste vorm van kommunikasie, want dis actually wie jy is. Jy kan mense probeer voel en sê ek is dit en ek is dat, maar in jou hart is dit wat jy is. So jy dien God met jou ware jy. Met al jou foute, met al jou issues, met al jou teleurstellings. Here, ek aanbid jou met my ware, ek aanbid jou met my hart, gees en in waarheid. This is who I am. En as ons dit begin doen, dan kom ons agter, daar begin goed in jou lewe ontsluit wat jy gedink het is lank dormant. But God's doing things in you because you are honoring him and he's starting to change you. Skielik begin deur en geleenthede en goed vir jou oopgaan. Want hy weet wie's kinder agter jou rug. Wow. Hy weet wat dink jou baas oor jou toekoms. Ja. He knows. Dit is fantasties. Ons kan nog ure lank praat oor ek dink 'n naweek seminar oor worship is op die kalender. Op die kalender. Ja, hy is op die kalender. September maand, ja. En julle moenie daai een mis nie. Ons gaan 'n hele seminar in September oor dit hê, 'n konferensie hou. Ek kan nie wag nie. Feit van die saak vandag is dat elkeen vandag, ek en jy, JP, het die vermoë en is in staat om God vanuit ons diepste binneste te aanbid. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waardeur jy gaan of gegaan het nie. We can worship God together. Amen. 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 Mag die Here jou amazingly bless vandag. God bless.